Goeiemôre. Môre Dominee. Dis lekker om elkeen van julle hierso te sien, die vriendelike gesigte en om net te kan sien dat julle vanoggend hier is om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Ek het vanoggend toe ek ook gebid het, het ek gevra dat die Here eintlik vir hulle wat nou nie vanoggend hier is nie, eintlik sy jaloers maak omdat hulle nie hier is nie, deurdat hy ons ook besonderlik sal seën in die teenwoordigheid van mekaar. 'n Wêreldprediker het eendag hierdie woorde gesê, toe sê hy, ek mis nie 'n byeenkoms waar kinders van die Here bymekaar kom nie, want dit kan moontlik die byeenkoms wees waar die Here besluit om sy Heilige Gees uit te stort. En as jy nie hier is nie, gaan jy dit kan mis. En dit beteken dat, ek weet daar is maar as gevolg van die media, ons doen dit maar terwille van hulle wat nie kan wees nie, maar ons weet ook dat, en ons moet eerlik wees om besef dat daar is maar van die mense wat die gerieflikheid gebruik, om eerder by die huis te bly en dan die selfoon te kan kyk, maar vir julle wat nou hier is, het ek spesiaal gebid, dat die Here ons besonderlik sal seën vanoggend. So kom ons bid dan net saam terwyl ons so sit. Here Jesus, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om vanoggend te kan stil word. Dankie dat ons u seëninge mag soek vanoggend met ons hele hart. Want Here, u sê vir ons in die woord, u gee vir ons die beloftes, dat alle beloftes van u is opgeteken in Christus Jesus, en is ja en amen. En dan sê u ook vir ons in Efesiërs 1, dat ons die seëninge van God in Christus Jesus kan verkry, omdat ons as kinders van God in hom gevestig is. En Here, wat 'n groot voorreg is dit nie om daardie posisie in u te kan wees. En dan sê vir ons in Johannes 15 ook, dat as ons in u bly, soos wat u in ons bly, sal ons dan ook vrug dra. En daarom wil ons vanoggend vra dat ons met standvastigheid, met ons hele wese, met al ons hartsverlange, al ons begeertes, ons denkpatrone, dat ons onsself vanoggend in u sal kom vestig, sodat ons vrug kan dra, tot eer en verheerliking van die Vader. Kom seën ons vanoggend, ons is besig om ook einde se kant toe te staan, Here, waar dit ook vanoggend die tweede laaste Bybelstudie vir die jaar is, so woensdagoggend, en ons wil volgende woensdag klaar maak, wil ons kom vra dat u dan ook vir ons besonderlik sal kom seën, en dat u ook dan die pad vir ons gelyk sal maak. Ons weet dat wanneer Desember maand aanbreek, dan is dit ook meeste van die tyd waar mense weggaan om bietjie te gaan rus. Ons weet hierdie jaar was moeilik en daarom gaan baie mense dalk die geleentheid wil gebruik om net weer op 'n goeie plek in hulle lewe te kom, dat u ook beskerming sal kom bied en dan u ook vir hulle die pad gelyk sal kom maak en dat u alleen verheerlik word in Jesus naam. Amen. Nou, ons is dan huidiglik besig by Psalm 33 en ek gaan dan net vers 12 dan lees, omdat ons staan nou al 'n rukkie by hom stil, maar vers 12 wat dan vir ons die beginsel van welgeluksalig kom leer, en dat ons dan ten opsigte van die welgeluksaligheid, dat ons dan kan sê welgeluksalig is hy wie se God die Here is. En dis wat Psalm 33 vers 12 vir ons leer. Hy sê welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Nou ons het dan weggespring en ons is steeds besig daarmee om te kyk, om te verstaan, maar wie is die Here? Om te kan sê dat as jy sê dat jy is welgeluksalig, omdat God jou Here is, dan moet ons eers die beginsel van wie hy is benader uit hierdie Psalm uit. En ek wil net 'n bietjie oorsig gee, het ons gesien dat wie is die Here? Hy is betroubaar, hy is regverdig, hy is goed, en dan het ons afgesluit laas woensdag waar ons gesê het, hy is die almagtige skepper. Nou vanoggend se gedagtes wat ek graag met u wil deel, en hierdie een wat ek nou gaan deel, sluit baie aan by die beginsel dat die Here die almagtige skepper is. Want ons het juis stil gestaan, omdat hy die almagtige skepper is, beteken dit hy is die een wat reëls neerlê. Reëls bepaal nie God se beweging nie. God bepaal reëls. En dis 'n begrip wat ons moet deel maak van ons lewens, want as ons daai begrip deel van ons lewens maak,
dan gaan ons al meer die grootheid van die Here raak sien in die beweging van ons as mens op aarde. Baie mense dink dat alle reëls, selfs die Here is aan reëls gekoppel. En dit is waar daardie een woordjie vir my so uitstaan, die woordjie van absoluut. Dat die woordjie absoluut dui daarop dat die Here kan maak wat hy wil, hy bepaal die reëls. En dit maak nie saak hoe jy sy reëls interpreteer nie, hy kan nie 'n fout maak in wie hy is nie. Want wie hy is wat hy doen. En daaruit vloei die reëls wat hy dan ook vir my en vir jou neerlê. En daarom hierdie gedagte is dat hy het alleen die seggenskap. En dis belangrik, want wanneer ons praat van die Here wat die almagtige skepper is, dan praat ons ook van die rol wat hy dan nou in my en jou lewe moet speel. Nou wanneer ons praat van hy het alleen seggenskap, nou luister 'n bietjie wat sê Psalm 33 vers 8 en 9, want onthou jy moet by die Psalm oop bly. In Psalm 33 vers 8 en 9 lees ons hierdie woorde, hy sê, laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy hierdie beginsel verstaan. Nou, as ons nou na hierdie beginsel kyk, is daar nou wel 'n vraag wat by ons kan opkom. En die vraag is, wat is die rol dan van gebed? Want gebed is nie om God te manipuleer nie. Maar gebed in praktiese woorde wil ek sê, is die kommunikasie wat ek met die Here het om sy arm in beweging te bring. Ten opsigte, en nou kom ons terug, wie hy is. Jy kan nie die Here manipuleer nie, want wat is die negatiewe konteks van manipulasie? Dis om iets van iemand te vra wat 'n persoon nie is nie en nie kan doen nie. So wanneer ek daarop uitgaan om te dink dat ek die Here manipuleer, dan beteken dit ek beoefen 'n gebed waarin ek wil hê die Here moet optree buite wie hy is en wat sy wil is en wat sy karakter is. Dis manipulasie. Maar gebed is wel om die arm van God in beweging te kry. Dis twee verskillende goed. Die een is die draai van die arm. Dis is daai ding van ons breek die arm af tot die persoon ja sê. Julle ken ons nou daai beginsel van as jy iemand se arm draai, dan wil jy nou hy moet nou ja sê, maar eintlik wil hy nee sê. Maar dan die tweede beginsel is, so die een is die draai van die arm wat die manipulasie konsep bevat. Die ander een is die arm wat in beweging kom, die werking van God in ons lewens. En daarom is die vraag dan maar, as die Here dan bepaal, en die Here gebied, en die Here spreek, en alles kom tot stand, is daar 'n plek vir gebed in dit? Dan sê ek ja. En die woord van die Here is vol van voorbeelde. Want wanneer ons praat van die Here het alleen seggenskap, dan beteken dit dat die Here tree op volgens wat hy wil hê moet geskied. Nou wat doen gebed? En hierdie is belangrik. Gebed bring my en jou in kontak met God se hart. En wanneer ons in kontak met die Here se hart kom, wat leer jy ken? Nou wanneer jy 'n persoon sal ontmoet, en dis hoekom ons baie keer praat van twee tipe mense in jou lewe. Party noem ons kennisse en party noem ons vriende. Nou wat is die verskil tussen kennisse en vriende? Vriende is mense met wie jy 'n dieper pad stap, jy leer die persoon ken, jy leer die persoon se hartsbegeertes ken, jy leer die persoon se negatiewe en positiewe eienskappe ken. Kennisse is mense wat jy ontmoet, maar as geen verhouding groei nie. Nou wanneer ons praat van dat daar geen verhouding groei is nie, dat in kennis is 'n aspek, kan ek met die persoon praat, maar dit is 'n oppervlakkige geselskap.
En daardie oppervlakkige geselskap maak nooit dat ons mekaar leer ken vir wie die persoon is nie. So wanneer jy praat van vriendskap, dan beteken dit dat wanneer ek die persoon leer ken vir wie hy is, dan leer ek hom ken in sy tekortkominge ook. En sy tekortkominge is iets wat ek dan op my hart dra. Hoe doen ek dit dan? Dit beteken dat, omdat ek weet dat hierdie 'n tekortkoming van die persoon is, dan is ek nog steeds, ten spyte van dit, nog steeds daar vir die persoon, om die persoon te help, sodat die tekortkominge nie sy lewe vernietig nie. Nou luister gou, dis dieselfde beginsel wat ek jou wil leer ten opsigte van wat gebed doen. Wanneer ek in gebed met die Here in kontak kom, dan leer ek hom ken vir wie hy is. Nou God het nie tekortkominge nie, maar ek leer die wil van God se hart. En wanneer ek sy hartswil leer ken, dan kom hy en ek laat dit toe dat hy my tekortkominge aanspreek, sodat hy in sy hartsbegeertes vir my, dat hy in hierdie tekortkominge van my kan laat groei, sodat my tekortkominge kan groei en sterk eienskappe in die geesteswêreld word. Party van die tekortkoming moet jy letterlik net afsterf. Is jy met my? Maar hoe gaan jy weet om dit af te sterf as jy nie weet wat die Here se wil is nie? Want sy wil is gekoppel aan wie hy is. En daarom is daar plek vir gebed, ten spyte van die feit dat die Here alleen seggenskap het. Nou, hoe gaan ons dit dan beoefen? Elia is my 'n baie goeie voorbeeld. So ek wil hê julle met die Bybel saam met my oopmaak by Jakobus 5. En dis hoekom Jakobus 5 dit glo ek spesifiek ook opgeteken het. Juis om vir ons die belangrikheid van ware gebed te kan openbaar, sodat ons dan die ware gebed beoefen en dat ons verstaan, maar waar pas gebed in dit? Nou wanneer ons kyk na Jakobus 5, vanaf vers 16 tot en met vers 18, luister 'n bietjie wat sê vers 16, ek wil net die tweede gedeelte van vers 16 gaan ek lees, en dan tot vers 18, hy sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia, en nou kom hy om vir jou te sê, nou wanneer ons aan Elia dink, en dis belangrik hoekom Jakobus dit vir ons leer, want die agtergrond wat ons van Elia het, is dat Elia was hierdie fenominale profeet gewees. Elia is die een van wie geprofeteer is dat hy weer gaan verskyn, en dis hoekom ons glo, dat Elia een van die twee getuies is, waarvan Openbaring praat, wat weer gaan terugkeer, want dit wat ons glo is dat Elia het nie gesterf nie, en dat die Here het Elia weggeneem lewend, om hom te bewaar, om weer terug te kom, sodat hy dan op aarde sy werk kan voltooi, ten opsigte van die volk Israel, en dat Openbaring dan praat van die twee getuies. So nou het ons hierdie prentjie van 'n fenominale profeet. En wanneer ons baie keer dink aan hierdie fenominale profeet, dan het ons baie keer die gedagte van, kan ons ooit so wees? Sal ons ooit soos 'n Elia kan wees? Want ons koppel eintlik 'n tipe van 'n eienskap van bo-natuurlikheid aan Elia. En nou kom Jakobus en nou sê hy vir jou, Elia was 'n mens net soos ons. En hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Nou, dis asof die erkenning aan Elia gegee wil word hierso. Is julle met my? So wanneer jy die gedeelte lees, dis asof dit Elia is wat dit laat nie reën het en laat reën het. Maar dis nie waar nie. Dis die Here. Maar waar kom die aspek van gebed in plek?
Want Elia, nou wil ek hê jy moet saam bly na 1 Konings 17 en 18 toe. In 1 Konings 17 en 18, dan lees ons waar dit dan nou gebeur. 1 Konings 17. 1 Konings 17 en 18. Nou 1 Konings 17 sê net vir jou in vers 1, waar hy dan hierso sê, en Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig gestaan, sal daar geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, en dan lees jy in 1 Konings 18 vers 1, dan lees jy, en 'n geruime tyd daarna het die woord van die Here in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. Nou, ons kan baie duidelik dit aflei, dat Elia kon nie gebid het, as hy nie geweet het wat die woord van God was. Baie duidelik. En dis wat Jakobus dan vir ons kom leer. Want Jakobus kom leer vir ons, dat as ek en jy 'n ware gebed wil bid, moet dit 'n gebed wees gekoppel aan wat God se woord is, aan wat God se hartklop is, aan wat God se wil is. Ek en jy kan nie net 'n gebed wil bid omdat ons wil bid nie. Dit moet 'n gebed wees van verhouding. En die beginsel is dat ek moet dus leer ken wat die wil van God is. Nou kom ons terug. Nou begin ek te bid volgens wat God se seggenskap is. Dis waar gebed in pas. As ek en jy 'n gebed bid wat nie in lyn met God se seggenskap is nie, gaan dit 'n gebed wees wat irrelevant is. Dis jammer om dit te sê, maar dis die realiteit. En ons is baie keer so geneig om net 'n gebedjie te bid. En dan dink ons, dis oké. Ons het ten minste gebid. Maar wat is God se seggenskap? En daarom moet hierdie twee bymekaar kom, want wanneer ek God se seggenskap bid, dan kom sy arm in beweging. Kom ons vat byvoorbeeld Nineve as 'n voorbeeld. Toe die Here vir Jona gesê het, gaan na die stad Nineve toe en preek vir hulle, dat ek die stad gaan vernietig. Wat was God se hartsklop ook vir die mens? Bekering. Die Here wil hê dat die mens hom moet bekeer. En toe Jona wel op die einde van die dag na die stad Nineve toe gaan en sê, die Here gaan die stad vernietig, die oomblik toe die mens God se hartsklop, se hartswil beoefen, het God nie verander in wie hy is nie. Hy het opgetree volgens wat sy wil is. En wat doen hy? Hy spaar die stad Nineve. En daarom is dit belangrik om te verstaan, dat gebed is nie net 'n gebed nie. 'n Gebed is iets wat in lyn moet wees met die wil van God. Kom ek wys dit vir jou. Blaai saam met Jakobus 4 toe. Jakobus 4. Jakobus 4 vanaf vers 1 tot en met vers 4. Luister 'n bietjie wat skryf Jakobus hier. Ek weet dis nou interessant en ek wil dit altyd sê, die skrywers van die Here se woord was absoluut gehoorsaam aan die Heilige Gees. Die Heilige Gees het nie doekies omgedraai om hierdie woord vir ons te gee nie. Hy spreek goed aan. Hy spreek aspekte aan wat krisisse is. En hy is nie bang om by die naam te noem nie. Kyk bietjie wat sê Jakobus 4 vanaf vers 1. Hy sê, waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Hy praat hier met kinders van die Here. Hy sê, hoe is dit dat kinders van die Here onder mekaar beklei en dat daar vegterye en oorloë is? Ons is dalk nie in 'n fisiese oorlog met 'n geweer en 'n swaard of ietsie, maar ek bedoel Jakobus 3 praat van die tong.
So dit beginsel gaan oor dat in plaas daarvan dat ons absoluut strewe daarna om in vrede met mekaar te wees, is ons eintlik in 'n bekleierery. Ons het die een het 'n issue met die ander een. Die een het 'n issue met 'n optrede van 'n ander een. Nou sê hy hierso, kom hulle nie hier vandaan, en nou noem hy 'n paar goeters, van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie. Nou die welluste waarvan hy praat, is die eie ek, wat op die hart van die troon van die mens sit, of op die troon van die hart van die mens, dat ek dalk net my sinsnede reg kry. Nou, julle sal onthou, baie jare terug, die predikers het baie dit gepreek, die eie ek, wat moet sterf. Ons kan maklik getuig dat ons die Here Jesus in ons hart ingenooi het en ons kinders van die Here is, maar ons wil nog steeds in beheer van ons eie lewe wees. En solank as ek probeer beoefen om in stryd met my, of om beheer van my eie lewe te wees, beteken dit dat ek dwing myself af op ander, sodat hulle my siening moet aanvaar, dat hulle my optrede moet erken. Dis waarvan Jakobus dan nie praat. Hy sê van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie. Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Nou daai moord is nie die fisiese moord nie. Dis die moord ten opsigte van geestelikheid. Dat ons is so besig met hierdie vegterye in die kerk en in die Christendom onder mekaar, dat ons eintlik nie vir die Heilige Gees plek gee om te werk nie. So wat doen ons eintlik? Ons smoor die werk van die Heilige Gees. Nou wat is dit anders as moord? Want wat is die werk van die Heilige Gees? Dis om lewe te skep. Dis om lewe te gee. Maar as ek die werk van die Heilige Gees smoor, wat doen ek eintlik? Ek verhoed dat lewe in harte van mense opvlam, geskep word. En daarom sê hy, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Maar dis nie waar nie. Ons bid dan. Nee, maar dis nie waar nie. Ek bedoel, ek is 'n man wat elke dag bid. Maar kom ons kyk gou wat sê vers 4. Luister wat sê hy. Verskoon nog vers 3. Julle bid en julle ontvang nie. Nou verduidelik hy wat is jou gebed. Hy sê julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Om dit in julle welluste deur te bring. Hoekom? Want wat doen ek nou in hierdie gebed? En kyk, verstaan wat gebeur nou hier. Wanneer ek dan bid, en wanneer ek glo dat in my verkeerde gebed, en ek wil die woorde nou by mekaar bring, dat jy verstaan van wat se gebed ek praat, wanneer ek dan in my verkeerde gebed by die troon van God is, wat ek glo ek is, gaan dit nie oor God se seggenskap nie, dit gaan oor my seggenskap. En dis wat die psalmdigter vir ons probeer leer. Dit gaan oor God se seggenskap wat gebid moet word, nie my seggenskap. En die oomblik wanneer ek my seggenskap voor die troon van die Here kom bewerk in gebed, dan is ek besig met manipulering. Ek is nie besig om die beweging van God te soek nie, want dit gaan oor 'n selfverrykingsgebed. Dis waarvan Jakobus 4 dan praat. En dan kom hy in vers 4. En dan sê hy die woorde, egbrekers en egbreeksters. Nou, weer eens, die sterk uitdrukking van die ernstigheid van 'n verkeerde gebed. Want waarmee bring hy dit in lyn? Wanneer ons dink aan egbreek, dan dink ons baie keer aan die seksuele sonde van die mens. Dit beteken 'n verhouding buitekant huwelik. Dis nie waarvan Jakobus hier praat nie. Hierdie een is in konteks geskryf ten opsigte van om 'n verbintenis te bewerk tussen my en sonde. Dis wat egbreek beteken. Om 'n verbintenis te bewerk tussen my en sonde. Want wat is die hele beginsel van die lewe? Dit gaan oor verhoudings. 'n Huwelik is 'n verhouding.
Wanneer ek 'n verhouding het buite die huwelik, is dit egbreek. So dit beteken ek benadeel die gesonde verhouding. Nou wanneer ek wil glo dat ek 'n verhouding met die Here het, maar ek bewerk 'n ongesonde verhouding, dan benadeel ek die verhouding tussen my en God, en dan word ek 'n egbreker en egbreekster genoem. Dis rof, nee Ronel. Dis nie lekker om hierdie goed te hoor nie. Dis kom ek sê, hierdie manne het nie doekies omgedraai nie. Hulle het by die naam genoem. Nou sê hy hierso, egbrekers en egbreeksters, en dit is in lyn met gebed, wat hy dit hierso van praat. Weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? So wanneer my gebed dan draai rondom wêreldse sukses en nie goddelike sukses nie, dan bid ek 'n verkeerde gebed. En dan sê hy hierso, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. So dit beteken, wat is die hele beginsel van 'n verkeerde gebed? Is 'n vyandskapsgebed. Dis wat 'n verkeerde gebed is. Nou ja, nou gaan ons 2 keer dink wat ons bid, nê? Want ons kan so maklik net bid. As jy geleer is om te bid, bid. Ek het baie keer as ek byvoorbeeld my kinders vra om te bid, is nogal interessant. Dan sit jy net aan etenstafel en jy vra vir jou kinders om te bid. Hulle bid oor baie goed, baie keer behalwe die kos. Want wat gebeur het is, hulle bid, maar verstaan hulle werklik wat hulle ook bid. En dis hoekom, dis 'n groeiproses, dis 'n leerproses, moenie 'n fout maak nie. Ons maak foute. Maar wat gebeur is, ek moet begin besef, waaroor gaan gebed? Gebed gaan om die seggenskap van God te laat geskied. Want God het die laaste seggenskap. En wanneer ek sy seggenskap soek in gebed, weet jy wat bewerk dit in jou hart? Vrede. Want dan weet jy, wat is die Here se wil? Dis presies wat Paulus vir ons skryf in Efesiërs, waar hy sê, moenie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Wanneer ek nie die Here se wil werklik verstaan nie, dis wanneer ek net bid, omdat bid is. Maar en luister gou mooi, wat skryf hy hier van Elia en Jakobus, hy sê, hy het ernstig gebid. En dis hoekom gebed is nie sommer net iets wat gedoen word of afgerammel word nie, dit is 'n absolute gekonsentreerde aspek van waarmee is jy besig. Dis hoekom die Here Jesus in die tuin van Getsemane, toe hy in gebed met die Vader was hy so in konsentrasie gewees, dat hy daardie erge stryd beleef het, waar sy sweet en bloeddruppels geval het. En daarom gebed is nie net, kom ons bid en kom ons noem die Here se naam en alles gaan honkie-dorie. En ek weet baie keer, daai beginsel van, alles wat julle in my naam vra, sal ek vir julle gee. Nou begin die mense te bid, en dan heel aan die einde dan sê hulle, in Jesus naam. Amen. Nou weet ek, nee, ons gaan dit nou kry, want ons het mos Jesus in naam. Dis nie wat dit beteken nie. Gebed is 'n ernstige, gekonsentreerde beoefening. Want jy moet fokus op wat God se hartklop is. Jy moet dit gaan soek. Jy moet dit vind. En dis waar Jesus sê, hy wat klop, vir hom sal oopgemaak word. Nou as jy by 'n vriend kom, ek was nou die dag was ek by mense gewees aan huis, maar hulle was nou nie daar nie. Maar as ek het nou ingegaan, nou voel ek later soos 'n inbreker op die grondterrein, want jy kom my toe deure. Maar luister gou mooi, as ek nou so ingaan, wie van julle was al by iemand gewees, dan druk jy die klokkie, 1 keer, dan lei jy 1 keer, dan wag jy, nee, hulle sien nie, dan 3 sekondes later, dan stap jy weg. Het jy al ooit weggeloop, deur net 1 keer die klokkie te druk? Nooit. Want dan beteken jy was nie ernstig om by daai mense te kuier nie. Kan ek dit sê? Ja. Wanneer jy by 'n huis kom, al is dit 'n huis se deur wat gesluit is, jy druk daai klokkie 3-4 keer. Dis 'n aanhoudende beginsel, vermoontlik as hulle nie die eerste keer dit gehoor het nie. As jy klop, ek klop teen die deur,
En dan kom ek agter, okay, miskien kan ek dalk die deur nie hoor nie, dan soek ek 'n ruit. Dan klop ek teen die ruit, want die ruit maak 'n baie groter lawaai. Maar jy hou aan tot jou eie frustrasie. En dan as jy agterkom, hulle is nie hier, dan loop jy. Is julle met my vanoggend? Ja. En dit is hoe belangrik die beginsel is van klop en vir hom sal oopgemaak word. Dat wanneer ek in gebed na die Here toe gaan, en wat het die Here ons geleer van gebed van die vrou wat aangehou het by daai onregverdige regter. Sy het aangehou, sy het hom so gefrustreer, en toe sê die Here, dis hoe ons moet wees in gebed. Ons moet nie net klop en dan stap ons weg nie. Jy moet aanhou. Dit moet eintlik vir jou later 'n frustrasie word. 'n Goeie frustrasie. Maar dit beteken, moenie ophou nie. Dan sê hy, klop en vir hom sal opmaak het. Soek. Wat is die beginsel van soek? As jy nou vir kind vra om iets te soek, sê, gaan kyk daar in jou kas, is jou sokkies. Dan kom hulle terug, ek kry nie my sokkies nie. My seun, as ek hier opstaan en ek kry jou sokkies in jou kas, dan brand jou boude. En dan weet jy die sokkies is daar. Is dalk net nie waar jy gedink het hy is nie, maar omdat jy weet die sokkies is daar, hou jy aan soek tot jy die sokkies kry. Die kind maak net die laai oop en kyk en maak die laai toe. Dis hoe sy soek is. Maar wanneer jy gaan om te soek, dan gaan jy met 'n ernstigheid om nie op te hou voordat jy daai sokkie in jou hand, want jy weet daai sokkies is in die kas. Jy weet dit. En jy hou nie op nie. Luister gou mooi. Ek weet die antwoord is by God. Ek weet dit. Dis hoekom ek nie ophou soek nie. En dan sê hy, vra en vir hom sal gegee word. Hoeveel van julle se kinders het al baie keer as hulle iets wou gehad het, kort vir jou gevra. Kort vir jou gevra. Wanneer kan ek dit kry? Wanneer kan ek dit kry? Ek het nou gesê nee. Ag pappa asseblief. Ek weet jy met 'n kind leer om te luister as nee is. Maar dit gaan oor die beginsel. Daardie om aan te hou vra. Omdat jy weet, die Here alleen kan daardie vraag beantwoord. En daarom, alhoewel die Here alleen seggenskap het, is daar plek van gebed. Dis juis wat die Here wil hê ons moet beoefen, maar hy wil ons leer om sy seggenskap te soek. Daarom sê Eksodus 4 vers 21-22, kom ons kyk na 'n voorbeeld van Moses. En die Here sê vir Moses, nou dat jy wegtrek om na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor Farao doen wat ek in jou mag gestel het. Maar ek sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie. Dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgebore seun is Israel. Nou, ek wil net vandag konteks hier verduidelik. Die Here het met Moses gepraat op grond van wat die Here al reeds geweet het wat Farao se hart gaan wees. Baie mense gebruik hierdie gedeelte, dan sê hulle, dis waar die uitverkiesing beginsel nou inkom. Dan gebruik hulle hierdie gedeelte om dan nou eintlik te sê dat die Here het Farao se hart van die begin af verhard. Farao het nie 'n seggenskap hierin gehad nie, hy het nie 'n keuse gehad nie. Die Here het sy hart verhard en dit is die aanduiding dat maak nie saak hoe goed jy of hoe nice jy is nie, as die Here uitverkies het jou vir die hemel, gaan die hemel toe, as die Here jou uitverkies vir hel, gaan die hel toe. As jy daai in konteks verstaan, gaan dit oor, as jy in die begin gaan luister, gaan lees, toe Moses by Farao gekom het, dan lees jy in die begin, Farao het sy eie hart verhard, want dit was sy keuse gewees. Die finale seggenskap het daarop neergekom, dat die Here sy gees, die oortuiging van die Heilige Gees van Farao laat onttrek het. En die oomblik toe die oortuiging van die Heilige Gees van Farao onttrek, toe verhard God Farao se hart. En wanneer God die mens se hart verhard, kan jy dit nie verander. Dis die aanduiding van God se seggenskap. So dit beteken, luister gou mooi. Die Here het die laaste seggenskap, maar in daai seggenskap gee hy genade.
sodat ek en jy die wil waarmee hy ons geskape het, die keuse om te kan kies, kan beoefen. Maar daar kom 'n tyd waar die Here dan die lyn trek, waar dat as ek voortgaan met verkeerde keuses in my lewe, dat die Here die lyn gaan trek. En as daai lyn getrek is, kan geen mens dit verander nie, want hy het die laaste seggenskap. Dis waaroor dit gaan. En daarom selfs in Job se lewe, weet ons dit, dat alhoewel Job hoe regverdig en hoe vroom was, het die Here toegelaat dat Job 'n erge lydingspad gestap het. En dit is vir my belangrik dat ons dit verstaan, want dit beteken nie dat as jy kind van die Here is, dat dit net met jou moet goed gaan nie. Ons moet daai leuen uit ons kop uitkry. Dit kan geestelik met jou goed gaan, maar nie noodwendig fisies nie. En dis wat Job deurgegaan het. In Job 2 vers 6, en die Here sê aan Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. Satan kom met Job maak wat hy wil, maar omdat God die laaste seggenskap het, kon die Satan Job se lewe nie neem nie. Nou kom die woord van die Here, in Matteus 10 vers 28, as ek reg is. Nou sê hy hierdie woorde, hy sê, moenie hom vrees, wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom wat die liggaam sowel as die siel kan verderf in hel. Waarvan praat daai teksvers? Daai teksvers praat van God se alleenseggenskap. Dat die Satan kan toegelaat word om selfs jou lewe te verneem. En ek wil net vir jou sê, God is nie die moordenaar nie. Die Satan is. Hy is die mensemoordenaar. Hy is die een wat die mens doodmaak. Ons moenie die Here blameer wanneer iemand volgens ons op 'n verkeerde tyd gesterf het nie. Satan is elke sekond is hy besig om te kyk hoe kan hy die lewens van die mens neem. Hy is die mensemoordenaar. Maar hy kan dit nie doen as hy nie toestemming kry by God nie. En nou sê die Here, as ek hom die toestemming gee, want ek het die laaste seggenskap, sê die Here, die ergste wat hy kan doen, is om jou lewe te neem. Moenie dit vrees nie. Vrees my wat God is, wat die liggaam sowel as die siel in die hel kan verderf. Laaste seggenskap. Ons moet die goed verstaan, want dit is wat die psalmdigter ons gee. Welgeluksalig is die volk wie se God die Here is, wat die laaste seggenskap het. En dit beteken, niks kan hom, in Engels gesproke, override nie. Niks kan sy besluit verander nie. Sy besluit is vas. En daarom ook, ten opsigte van, wie is die Here? Sy besluit is tot in ewigheid. In Psalm 33 vers 11 sê hierdie woorde, hy sê die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. En daarom moet ons weet dat wanneer ons met die Here te doen het, moet ons nie na een stukkie van die puzzle kyk nie. Ons moet weet dat die Here ken alreeds die volle puzzle wat gebou moet word, die volle legkaart wat in mekaar gesit moet word. En dis hoekom hy sê hierso, die raad van die Here bestaan vir ewig. Alles wat die Here besluit om te doen, het te doen met ewigheid. Ons is baie keer geneig om te fokus op die nou. As ek net nou die uitkoms beleef, as ek net nou die hand van die Here ervaar. Maar wat nou gebeur, is baie keer die voorbereiding vir die ewigheid. En dis hoekom ons nie moet vaskyk teen nou nie. Ons moet weet dat die Here is besig om ons voor te berei vir vorentoe ook. Dit gaan nie altyd oor nou nie. Dit gaan oor die eindproduk. En dis hoekom dit belangrik is. Jesaja 14 vers 24 sê,
Die Here van die leerskare het gesweer en gesê, waarlik, soos ek gedink het, so gebeur dit, en soos ek besluit het, kom dit tot stand. En dis die Here wat hier praat. Hy het gesê, wat ek gedink het, het gebeur. Wat ek besluit het, kom tot stand. Want wie hy is ewig. En alles wat hy bedink, alles wat hy besluit, draai om daardie ewige attribuut van hom. En dis hoekom Petrus eintlik so mooi sê, hy sê, een dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Wat probeer Petrus eintlik vir ons leer? Die Here is nie aan tyd gekoppel nie. Maar wat vandag gebeur, het 'n uitwerking in die ewigheid. En dis hoekom dit ook vir my en vir jou 'n belangrike beginsel moet wees, want, en ons het nou juist gepraat oor Paul Washer, wat ek vanoggend na geluister het. En toe praat hy daaroor, toe sê hy dat, moenie 'n geleentheid by jou laat verbygaan, as jy die voorreg het om met iemand te praat oor Jesus nie. Want wat jy vandag met daai persoon praat, het 'n uitwerking in die ewigheid. Maar ons is baie keer so gefokus op die nou, ons vergeet van die uitwerking in die ewigheid. Ons is so gefokus net om vandag aan te pak en vandag te beleef en vandag te geniet. Maar daar's 'n ewigheid waarop ons ook moet fokus. In Daniël 11 vers 36, en die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god. Nou hier spreek dit van die anti-kris. En teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek. En hy sal voorspoedig wees totdat die grimmigheid ten einde is. Want luister gou mooi, en die rede hoekom ek hierdie vers ingesit het, want ons is nou juis besig om ons voor te berei vir Christus se koms. Ons raak al meer opgewonde omdat ons sien hoe dinge in die wêreld besig is om te gebeur. Dis soos 'n kokende pot. En ek wil vandag vir julle sê dat dit is waarheen ons op pad is, maar luister gou mooi wat sê hy aan die einde van daai vers. Hy sê, want wat vas besluit is, sal uitgevoer word. Of ons dit wou erken of nie, die pad vir die anti-kris is besig om voorberei te word. En as ons besef dat die pad van die anti-kris besig is om voor te berei word, wil ek nou vir jou sê, dit gaan nie 'n makliker pad vir die kinders van God word nie. Dit gaan inteendeel 'n moeiliker pad vir ons word. Geestelik, finansiëel. As 'n mens net kyk na die dwaase besluite, en ek noem dit dwaaslike besluite, maar as ons kyk na die dwaase besluite wat regeringsleiers wil maak ten opsigte van mense se finansies, wat kan veroorsaak dat ek en jy alles kan verloor en ons raak afhanklik van die staat, wat 'n kommunistiese beleid is. Want dit is 'n gemanipuleerde beleid. Moenie dink, jy's gevrywaar. Die pad gaan moeiliker word. Dit gaan nie 'n maklike pad wees nie. Want wat vas besluit is, gaan gebeur. En wie het vas besluit dat daar 'n anti-kris gaan opstaan? Die Here. Hoekom? Want hy ken die Satan se hart. En van die begin af, luister gou mooi, jy moet dit in konteks verstaan. Die Here kon van die begin af die Satan uit die tuin van Eden verwyder het. Is julle met my? Ja. Hoekom het hy nie? Hy het dan geweet Adam en Eva gaan sondig. Hoekom het hy dit nie gedoen nie? Want hy stel die mens elke keer voor 'n keuse. Want hy wil hê die mens moet kies vir God of nie vir God. So wat gebeur is, omdat die Here dan weet wat die hartsbegeerte ook van Satan is, het hy toegelaat dat Satan sy gang gaan op aarde, sodat dit die mens elke keer voor die keuse moet bring. Kies ek vir die Here, of kies ek die aardse koninkryk? Want wat gaan aan die einde gebeur in Openbaring? Wat leer Openbaring ons? Wat gaan die anti-kris in werking bring? Die anti-kris gaan die merk van die dier in werking bring. Wat is die hele doel van die merk van die dier? Vergeet nou die aanbidding beginsel.
want die beeld gaan aanbid word, hulle wat die merk van die dier het. Maar die een groot eienskap van die merk van die dier gaan wees, dat die mens kan nie koop en verkoop nie. Nou dink nou mooi, as ek nou vandag na jou toe moet kom, en ek sê vir jou, gee my al jou kaarte, gee my al jou geld, jy het niks in die bank nie. Jy verloor jou huis, want as jy jou huis nie kan betaal, ek bedoel, as jy grondbelasting kan betaal nie, as jy water en lig nie kan betaal nie, wat gaan hulle outomaties doen? Hulle gaan jou huis op 'n veiling sit. Nou sê ek vir jou, gee my alles wat jy het, jou kar, jou kaarte, jou huis, alles wat jy materialisties raak sien, gee dit vir my. En nou wil ek jy moet sonder dit leef. Gaan dit maklik gaan? Nee. Gaan jy happy wees? Nee. Oesh. Tella gaan nie meer so baie kan koffie drink bespaar nie. Want sy gaan nie meer kan koop en verkoop nie. Luister gou mooi. Die hele beginsel van die wêreldkoninkryk gaan oor materialistiese genotvolheid. Dis wat Jakobus van gepraat het, toe hy gesê het, in vers 4, Jakobus 4 vers 4, waar hy gesê het, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. So wat is die hele doel van die antichrist? Die hele doel van die antichrist is om die mens op 'n plek te bring waar hy sy hart gekoppel kry aan materialisme. En om dit reg te kry, wat gaan hy doen? Hy gaan die merk van die dier in plek kry. Die mens wat die merk van die dier aanvaar, gaan kan koop en verkoop. Die mens wat dit nie aanvaar nie, gaan nie kan koop en verkoop nie. En dit beteken, jy gaan nie meer kan brood koop nie. Al is daar 'n brood op die rak, jy gaan hom nie kan koop nie. Jy gaan nie die voedsel kan koop wat jy vir jou kinders moet gee in die groot verdrukkingstydperkie. Nou luister gou mooi. Ons is besig om daarheen te beweeg. Wat is die een ding waaraan hulle wil raak van ons as mens? Geld. Alles wat in plek gebring word, en ek sê dit, vandag is alles net 'n bodemlose put. Grondbelasting. Hoe het grondbelasting gestyg? Van waar ons was in 20 jaar, wat ons nou moet betaal? Elektrisiteit. Belasting. Belasting is veronderstel om iets te gewees het wat moes terugkom na jou toe ten opsigte van die infrastrukture van Suid-Afrika. Dit het nie in plek geval nie. Wat het hulle toe opgerig? Tolhekke. E-tolls. Daar's altyd iets wat in plek kom om meer geld van jou te vra. Wat veroorsaak dit? Armoede. En as jy armoede beleef, wat gebeur outomaties? Jy raak afhanklik van die staat se voorsienigheid. Dis kommunisme. En ons is besig om in daai lyn stelselmatig in te beweeg, want dit berei die mens voor vir die antichrist. Hulle het in China nou in hierdie COVID-19, en almal dink China is nou 'n wonderlike land en China se ekonomie is fantasties. Hulle het nou in hierdie COVID-19 in China, het hulle in die Christenhuise ingegaan, dan het hulle die kruise van die mure afgehaal, en dan het hulle die, ek weet, seker maar hulle minister of president, wat jy het ook al wil noem, eerste minister, het hulle daai ou se gesig teen die muur opgesit, en dan het hulle vir hulle gesê, jy gaan of hom aanbid, of ons vat jou subsidie van die regering weg. Verstaan julle hoekom hulle jou afhanklik wil maak van die regering? Want dan kan hulle jou manipuleer. En dis waarheen baie van die goed beweeg. So hoekom noem ek dit dan vanoggend? Luister 'n bietjie wat sê Daniël 11 vers 36. Hy sê vir jou, die pad van die antichrist is daar. Hy sê, en die koning sal doen net wat hy wil, die antichrist. En homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen die God van die gode. Nou kan jy sien, daar staan God van die gode. So rukkie terug het ek vir julle gesê, ek sal eendag bietjie met julle praat oor, wanneer ek bid, dan praat ek van die Here van die Here, die koning van die konings en die God van die gode. Daar staan dit. Die God van die gode is ons God, wat bo alles is. Okay? Hy sê so, sal hy wonderbaarlike dinge spreek, en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is. Wanneer is die grimmigheid einde? Die einde van die groot verdrukking. Okay, waarna hy verwys, né? Hoekom?
Want wat vasbesluit is, sal uitgevoer word. Die Here het die laaste seggenskap. Al is daar 'n anti-kris wat gaan opstaan. Al is daar iemand wat hom gaan probeer gelykstel aan God. Die Here laat dit toe. Nou dink ons by jouself, Here, hoekom laat jy dit toe? Kry klaar met hierdie ouens, vee hulle van die aardbol af. Wie van julle wens so? Julle kan maar julle hande opsteek. Daar's baie van ons wat dit wens, vee hulle net van die aardbol af. Die Here laat dit toe, omdat hy 'n ewige doel het. En omdat hy 'n ewige doel het, op sy tyd, skop daai laaste seggenskap van hom in. En dan stop hierdie goed. Want dis wie God is. So al wat ek jou vanoggend wil sê is, moenie vrees oor die dag van môre nie. Begin 'n gebed van ware gebed te beoefen. Moenie net bid omdat bid is nie. Soek die hart van God, sodat jy God se seggenskap kan bid. Want wanneer God se seggenskap plaasvind, kan niks dit keer nie. Want hy het die laaste seggenskap. En dit wat hy spreek, is tot in ewigheid. Amen. Kom ons word staan. Here Jesus, baie dankie dat ons na hierdie wonderlike aspekte en eienskappe van U kon kyk. Here, dankie dat in U laaste seggenskap betekenis is daar ook 'n plek van gebed vir ons. Want dis daar waar ons U hartklop leer ken, dis daar waar ons U wil leer verstaan. En Here, dit wat U spreek, dit is tot in ewigheid. Dat U kyk nie teen nou se blokkie vas nie. Maar Here, U weet alreeds hoe die legkaart moet lyk. U weet alreeds die einde van alles. Omdat U besluit tot in ewigheid is. Want U is van ewigheid tot ewigheid. En daarom is daar niks in hierdie wêreld wat U onverhoeds kan betrap nie. Daar's niks in hierdie wêreld wat U kan bang maak nie. In menslike gesproke woorde. Want Here, dit wat U spreek, dit gebeur. En ons eer U vanoggend daarvoor. Ons aanbid U, omdat ons U mag ken daarin. Welgeluksalig is die volk wie se God die Here is. In Jesus naam. Amen. Amen. Ja, een keer